Namaste julle! Baie welkom by ons Women's Day special webinar wat jou lewe moontlik heeltemal kan verander. Dit is regtig 'n dag wat either jou dag 1 kan wees of dit kan net 'n normale dag wees. Nou, as jy my nie ken nie, my naam is Shardy Kleinhans. Ek is 'n motiveringsspreker, ek is 'n skrywer en ook 'n entrepreneur, besigheidsvrou en ek is baie lief vir die Here. Ek is 'n kind van die Here en ek is getroud met 'n wonderlike, handsome, incredible man. Hy sit hier en luister. En dan het ek 'n dogtertjie, maar dit is absoluut my passie om vroue te help om beter te wees in die lewe. As jy dit nou kan sê, ek wil my hand uitsteek en vir jou sê, kom ons step up in jou lewe, in jou verhouding met die Here, in jou verhouding met jou man of jou kinders, maar ook in jou finansies. So, ek het lank hieroor gedink en gedink, maar jy sê, ek wil regtig vandag input maak in die vroue van Suid-Afrika en die Here het definitief 'n ontmoeting met jou. So hierdie het nie verniet op jou pad gekom nie. Jy is hier vir 'n rede. So ek wil hê jy moet jou hart oopstel en regtig die Here kans gee om met jou te praat, want die Here het 'n plan met jou lewe. En as jy gaan besef hoe incredible jy is as mens, dan kan jy 'n ongelooflike toekoms hê, soos wat hy in sy woord sê, hy beplan vir ons 'n ongelooflike toekoms. Nou, ek wil hê, jy moet 'n bietjie dink aan jou lewe. Is jy tans gelukkig met hoe jou finansiële tyd is? Sit vir my 'n 1 in die comments as jy gelukkig is en 'n 2 as jy wil sê daar kan baie improvement kom in my finansies. Ek het seriously 'n finansiële deurbraak nodig. Kom ons kyk bietjie wat daai comments is. Nou vandag gaan spesifiek oor, jy het nou al gebid en weer 'n keer gebid en dit lyk asof die Here van jou vergeet het. Want soms voel dit vir ons asof jy regtig alles van jou kant af doen, jy lees Bybel, jy bid, jy vertrou die Here, maar net absoluut niks gebeur in ons lewens nie. Voel jy ook so? Sit 'n ja in die comments as jy voel, yes, maar dit voel nou al vir jou asof die Here totaal en al van jou vergeet het. Nou, ongelukkig. Ek wil sê ongelukkig, want baie keer is dit moeilik. Maar lees ons in die Bybel dat geloof sonder werke is dood. So as ons die Here vertrou vir iets, is daar verseker iets wat ons moet doen. En soos Ivy Sutton altyd vir my sê, die Here seën poging. So ons gaan nie net kan terugsit en kan wag dat iemand ons kom red of die Here 'n sak geld uit die hemel uit laat val en op jou skoot neerdal nie. Dit gaan ongelukkig nie so werk nie. As dit so kon werk, sou dit fantasties gewees het, maar dit werk nie so nie. Nou, ek wil gou vinnig so 'n bietjie meer van myself vertel, sodat jy agtergrond het van wie en wat ek is en hoekom ek myself nou hier op hierdie dag beleef of bevind waar ek jou lewe vir jou kan help verander as jou hart gaan oopstel. Nou, as jy nie weet nie, ek is actually gediagnoseer met 'n baie skaars oogkondisie op die ouderdom van 7. So ek het geen sentrale visie nie, ek kan eintlik nie eers nou myself in die rekenaar sien nie, en met die gevolg ek het baie challenges in my lewe. So ek lewe al vir 37 jaar met baie swak sig. Ek het ongeveer 15% sig. Nou dit maak dat dinge nie vir my altyd maklik kom nie. Dit voel baie keer asof ek dubbel so hard moet werk om net iets reg te kry. Nou met die gevolg, ek kan nie werk kry nie. Die wêreld sê, hulle maak plek vir mense met disabilities, maar hulle doen nie.
So elke ding wat ek wil finansiëel bereik, moet ek self hustle en werk en probeer en kreatief wees. En ek het dit gedoen. En tot 'n mate het dit gewerk, want ek het as motiveringsspreker opgetree en ek het boeke geskryf, ek het boeke verkoop, maar dit was nie altyd 'n konstante inkomste nie. So daar was maande wat ek geen inkomste gekry het nie. Daar was al maande wat ek 'n praatjie gedoen het, boeke verkoop het, heelwat geld gemaak het, maar dan moes dit soveel maande hou dat dit het nie gewerk nie. En ek het myself bevind in 'n situasie waar ek seriously 'n wonderwerk nodig gehad het, 'n finansiële wonderwerk. En ek is kom om dit te erken, maar ek het kind of gesit en wag dat iemand my moet kom red. Dat iemand na my toe kom en vir my sê, maar weet jy wat, ek verstaan jou situasie. Ek weet jy kan nie werk kry nie en ek sien jy probeer. Kom ek either sponsor jou, dan kan ek net motiveringspraatjies doen, of kom ek skep vir jou 'n werk by my besigheid wat ek weet jy is finansiëel voorspoedig, maar jy is eintlik maar net hier. So wens ons nie almal maar kind of dit dat iemand ons gaan kom red nie. Nou hierdie praatjie is vandag spesifiek genoem haar wonderwerk, want jy is daardie vrou. Jou wonderwerk lê en wag om te gebeur, maar het jy die kapasiteit om daardie wonderwerk te ontvang? Wat ek leer het is, dit gaan nie altyd oor dat die Here nie vir ons die wonderwerk wil gee nie. Daar is tye wat hy ons toets en ons bietjie eenkant wegsteek en vir ons sê, maar weet jy wat, dis nog nie jou seisoen nie. Maar dan is daar ook tye wat die Here regtig sit en wag vir jou. Hy wil jou seën. Hy wil vir jou die wonderwerk gee. Maar jy het nie die kapasiteit om dit te ontvang nie. Dis soos, imagine 'n 2 liter bottel water. En so klein glasie. Die water van die 2 liter bottel kan nie in hierdie klein glasie inkom nie. Daar is net nie kapasiteit in hierdie klein glasie vir hierdie 2 liter bottel om in te kom nie. Dan moet ons kapasiteit vergroot. En ons moet die Here vertrou om ons wysheid te gee, om daardie kapasiteit groter te maak. Nou, jy dink dalk nou by jouself, maar hoe? Jy sê vir my, maak my kapasiteit groter sodat ek 'n wonderwerk kan ontvang, maar hoe? Ek weet nie hoe om my kapasiteit groter te maak nie. Nou, gaan ek jou wys hoe. Want is eintlik baie eenvoudig. Nou, die storie van die weduwee met die oliekruik. Ek seker jy het al daarvan gehoor. Die profeet Elisa het na die stad toe gekom en hierdie weduwee het na hom toe gekom en gesê, my man is dood. En hy het baie geld geskuld. En die skuldeisers soek nou hulle geld. En hulle het gesê, as ek nie nou die geld neersit nie, gaan hulle my seuns kom kry. So sy was in 'n verskriklike krisis. Ek kon net dink, sy het nou hierdie rou, hierdie verlies van haar man verloor het, maar dan sy ook hierdie vrees van hulle gaan haar kinders kom haal. En ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie daai vrees gehad. Ek het al baie, as my dogtertjie na my toe kom en sê, mamma, my skoolskoen het gebreek, dan het ek daai vrees gehad van, ek het nie geld nie. Daar is net nie nou geld om vir jou skoene te kan koop nie. Nou in hierdie storie sê die profeet Elisa vir haar, wat het jy? En sy het gesê, ek het net 'n klein flesie olyfolie. En baie keer dink ons het niks. Maar daar is altyd iets wat ons het. Ons sien dit net nie raak nie. En julle ken seker die storie, hy het vir haar gesê, gaan leen kruike en begin die olie giet. En die wonderwerk het plaasgevind. Nou die wonderwerk het nie gestop omdat daar nie meer olie was nie. Die wonderwerk het gestop omdat daar kapasiteit
nie verder kon gaan nie. So vandag wil ek jou deur hierdie storie stap vir stap vat om jou te wys presies wat die Here vir jou sê, hoe jy jou kapasiteit kan vergroot. Nou nommer 1, jy moet oor jou eie excuses kom. Jammer om dit so blunt vir jou te sê, maar ons sit met soveel excuses. Ek het nie geld nie, ek kan nie dit nie, ek's 'n weduwee, my excuses, ek kan nie sien nie. En ons sit in daardie excuse en ons beweeg nie, omdat ons onsself jammer kry. En daardie weduwee kon ook gesê het, maar ek is 'n weduwee. Ek het net 'n flesie olie. Hoe wil jy hê moet ek dit doen? Ek is 'n weduwee. My man is nou net dood. Ek het 2 seuns wat ek moet grootmaak. So sy moes oor daai excuse van haar kom. En tweedens het sy na die profeet Elisa toe gegaan. En sy het vir hom gesê, dis my krisis. Wat moet ek doen? Nou, hierdie is 'n baie mooi metafoor vir jy moet 'n mentor hê. Jy kan nie die lewe doen sonder 'n mentor nie. 'n Mentor is altyd iemand wat jou, they are calling you higher. Ons moet hoor geroep word. Want in onsself weet ons nie altyd hoe om beter, hoër of te step up of te elevate in ons lewens nie. So die beginsel hier wat ek wil hê jy moet raak sien vandag is, jy moet 'n finansiële mentor hê. Jy kan nie jou finansies verander as jy nie 'n mentor het nie. En dan die derde aspek wat ek wil uitlig in hierdie storie. Die profeet Elisa het vir haar gesê, gaan leen kruike. Nou jy kan nie kruike gaan leen as jy nie 'n community om jou het nie. Sy het 'n community gehad by wie sy kon gaan kruike leen. Vriende, vriendinne, familie, niggies, neefies, oumas, oupas, sy het mense gehad met wie sy 'n community, daai connection gehad het. Na wie toe sy kon gaan en sê, hoorie, ek weet dit klink nou vir jou stupid, maar kan ek asseblief 'n paar kruike by jou leen? En dan bring hulle kruike en dan sien hulle, maar julle huis is vol kruike en potte en panne. En dan sê sy vir die volgende een, ek weet dit klink nou stupid, maar kan ek asseblief kruike by jou leen? So dit is mense wat vir jou omgee, wat wil hê jy moet wen in die lewe, mense wat jou wil help, elevate, mense wat vir jou sê, kom ek help jou om beter te wees, kom ek help jou om die mens te wees wat ek weet jy kan wees. So wanneer jy kom met hierdie droom en sê, maar ek wil graag dit doen, ek wil graag 'n besigheid begin, ek wil graag meer geld verdien, dan lag hulle nie vir jou nie. Hulle sê vir jou, go for it, you can do this. En dit is wat jy nodig het om jou finansies te elevate. Dan die vierde ding. Jy moet besef hoe ongelooflik kosbaar is jy en jou talente, jou gawes. Ek luister nou na 'n video wat 'n vrou sê, sy's mal oor die Superman video, die Superman fliek. Want in daardie fliek het Superman as jong ouetjie hierdie gesprek met sy pa, ek wil nou amper sê sy aardse pa. En sy aardse pa sê vir hom, iewers in hierdie heelal het jy nog 'n pa en hy het jou hiernatoe gestuur met 'n doel. En dis jou verantwoordelikheid om te ontdek wie jy is en wat jy kan doen. En vandag wil ek vir jou sê, dis jou verantwoordelikheid om te ontdek wie jy is, want jou hemelse pa het jou hiernatoe gestuur met 'n doel. Jy hoef nie in kompetisie met enigiemand anders te wees nie, want daar's nie 2 van jou nie. As daar meer van jou was, kon jy kompetisie gehad het. Maar as jy opdaag as die enigste een wat soos jy is daar nie kompetisie nie. So hoekom sal jy jouself so vergelyk en sê, maar
Ek kan nie sing soos sy nie, ek kan nie skryf soos daai ene nie, ek kan nie so mooi aantrek soos sy nie, ek kan nie koekbak soos daai ene nie. En ons as vroue, sê vir my ja in die comments as dit jy is, ons kan tog so scroll op Instagram of Facebook en dink, ek kan nie so like nie. Nie sulke mooi klere nie. Kyk hoe lyk my hande, kyk hoe lyk my lyf, kyk hoe lyk ons kan onsself so afbreek. Maar ons besef nie, daai klein flesie olie wat jy in jou binneste het, wat die Here vir jou gegee het, dat iemand dit nodig het nie. Daar's mense wat afhanklik is van jou olie wat moet uitkom, wat se lewens verander moet word. Maar jy is so besig om jouself te vergelyk en jy verstaan nie hoe kosbaar en waardevol daai klein flesie olie in jou hande is nie. Olie kon in 'n wonderwerk verander omdat sy begin giet het, omdat daar kapasiteit was. En toe al die flesse vol was, toe het die olie gestop. Nou baie keer sit ons in 'n posisie waar ons die Here vra vir 'n wonderwerk. En die Here wil hê ons moet aksie neem. Maar jou selftwyfel weerhou jou daarvan om aksie te neem. Jy sit en wonder, is ek goed genoeg? Kan ek dit reg kry? En dan kom al die verskonings op van ek het nie geld nie, ek is 'n weduwee, ek kan nie sien nie, ek het nie selfvertroue nie. En dit weerhou ons om te ontdek wie ons is en wat ons kan bied. Vandag wil ek hê jy moet aan hierdie storie dink. Waar identifiseer jy, kan jy verbeter in jou lewe? Nou, om my storie vir jou verder te vertel, ek was in hierdie finansiële verknorsing, soos wat ek nou gesê het. Ek weet wat dit is om 'n sekere bedrag in jou beursie te hê en te weet, jy kort shampoo, jy kort brood vir die huis. En dan dink jy, daar's nog so 'n druppel shampoo in die bottel, ek kan bietjie water by my. Ek weet wat dit is. As jou dogtertjie na jou toe kom en haar skool sweetpakbroek wat sy nou hierdie winter moet dra, is so stik te kort en daar's nie geld nie. Ek weet wat dit is, as jy na almal rondom jou kyk, wat net lyk asof hulle, they've got it figured out. They've got it all figured out. En ek is die enigste een wat hier sit en ek weet nie wat om te doen nie. Ek het besef, ek het vir jare lank gebid en absoluut geen aksie geneem nie. En niks in my lewe het verander totdat ek begin aksie neem. Ek het iets ontdek wat my help met community, mense waarmee ek myself kon omring, wat wil hê ek moet wen. Mense wat my wil help. Ek het ontdek dat dit wat ek het, actually spesiaal is. My storie kan ander mense se lewens inspireer. Ek het ontdek dat as my kapasiteit van dit wat moontlik is vir my, die skills wat ek kan leer, die groei wat ek kan toon, as ek dit groter maak, uitbrei, en ek begin die olie giet, dan gaan die Here vir my daai wonderwerk gee. En ek het my wonderwerk gekry, in 'n ongelooflike community, wat my laat groei, wat my mentor, wat my help, wat my leer, wat my lei, wat my sê, daag op. Jy weet, jy het nou daai een daggie, nie so lekker opgedaag nie. Come on, girl, you've got to show up. En dis wat jy nodig het vir jou wonderwerk. Jou wonderwerk, sorry to say this, maar dis nie hoe die Here werk nie. Hy gaan dit nie in jou skoot net laat val nie. Jy gaan die werk moet insit, jy gaan moet opdaag, jy gaan moet groei, en jy gaan uit jou comfort zone uit moet beweeg en sê, Here, ek maak nou my kapasiteit groter.
Is jy bang? 10 teen 1, ja, ek is elke dag bang. Ek bang as ek post, ek is bang as ek iets opstel. Ek is bang gewees vir hierdie webinar vandag. But scared, do it anyway, want ek weier dat my kapasiteit net so klein bly. Ek weier dat die Here wil toelaat dat my olie meer word, maar my kapasiteit wat ek vir hom gee vir daai wonderwerk bly net so klein. Vandag wil ek jou challenge. Want wanneer jy 'n aksie neem en sê Here, ek is bereid om te leer. Ek is bang, maar ek gaan opdaag. Here, ek weet nie hoe nie, maar ek gaan een tree vorentoe gee. En as jy hande vat met vroue wat die Here dien en jou gaan help om te groei, kan jy nie anders as om te wen nie. Van die oomblik wat ek hierdie stap van geloof geneem het om my kapasiteit net heeltemal beyond my belief te vergroot, het my finansiële stand begin verander. En hierdie is nou 'n tipe van 'n manier hoe ek jou wil educate oor wat moontlik is in die online space vir jou, maar my hart is dat jy sal besef die Here het 'n plan met jou lewe en daar is mense wat wag vir jou om op te staan sodat jy hulle lewens kan verander en bo al hierdie dinge wil die Here jou finansiëel seën sodat jy 'n blessing kan wees vir ander mense, want jy kan net mense seën as jy finansiëel voorspoedig is. En ongelukkig, kinders van die Here, as ons arm is, kan ons nie regtig veel doen nie. Stem jy saam met my? Nou ek wil graag hê jy moet na iemand luister wat ook 'n gewone mamma was, wat gebid het vir 'n wonderwerk, wat aand in en aand uit gehuil het oor haar finansiële stres en hoor wat het die Here vir haar gedoen toe sy haar kapasiteit heeltemal in geloof vergroot het. Sissie, as jy daar? Ek is 100% die Shardetjie. Sjoe, jy het vir my 100 vleis gegee vanaand. Goeienaand julle. So my naam is Cecilia, 'n doodgebore mamma wat eintlik ek kom vir 10 jaar uit die dagsorgbedryf uit. As ek voel so 'n bietjie dom om in Afrikaans te praat. Ek is so gewoond aan die Engels hier buite. En toe ek na my egskeiding en na COVID besluit weet, ek soek meer vryheid en ek soek meer vryheid met my tyd, maar ek wil meer beheer oor my finansies hê. En my oor begin het ek gedink was in die salonbedryf en baie vinnig het dinge regtig bitter lelik skeef begine loop. Nou na my egskeiding het ek opgeëindig om 'n solo mamma te wees. Wat beteken ek het self my kind op en af gery, ek het self my kind gesorg en ek besorg dat alles daar is, maar dit het op 'n punt gekom waar ek 15 ure daag gewerk het en letterlik van hand na mond gelewe het. Ek het meer kere as wat ek flippin eers wil herken, moes ek kos terugsit op die rak en sê wel ek kan nie hierdie nou bekostig nie. Ek moes meer kere op 'n Sondag begin werk sodat ek goed kan bekostig vir my dogtertjie 'n paar skoene vir netbal en daai tipe goeders. En dit was taaf, dit was hard, dit was moeilik en ek kon nog nie meer verstaan weet hoe werk 'n mens 15 ure, maar jy's nog steeds in hierdie situasie nie. En ek het wel opgeëindig om my mamma te wees wat aand na aand ten minste 6 dae uit 'n 7-dag week uit het ek in 'n stort gesit en huil wat ek net gesê het, Here, ek kan nie glo hierdie is my lewe nou nie. Ek kan nie glo nadat ek 2 babas in die hemel het, nadat ek kanker oorkom het en my geseën het met hierdie pragtige dogtertjie dat die plan was dat ek 15 ure daar moet werk en nooit saam met haar kan doen nie, dat ek nooit langs die sportveld is nie, dat elke keer wanneer my kind iets nodig het, sy my moes gesien het om harder te werk, pleks van om die verantwoordelikheid te hê om te kom vra vir goed. En ek het regtig gevoel soos 'n mislukking en ek het regtig gevoel op 'n stadium asof die Here net die deur, weet dit is asof daar is hierdie blok op my. En die een aand het ek in daai stort gesit en ek het gehuil en ek kan vir julle sê ek was op 'n punt in my lewe waar ek regtig gevoel het my kind gaan beter afwees sonder my. Dis beter ek is nie daar nie, maar ek gaan vader gehou in die lewe. En ek het weer gesit en ek het sê, Here, maak dit vir my 'n deur oop. Wys net vir my 'n ander manier. Ek is bereid om te leer. Ek is bereid om iets nuuts te probeer, maar maak net vir my hierdie deur oop. En ek het op 'n mamma afgekom op social media wat gepraat het van digital marketing en sy het gepraat van dollars aanlyn verdien en werk van jou foon af en ek was verskriklik bang.
Want hierdie is nou iets wat ek dink bitter min mense regtig weet, maar ek was een van die eerste Suid-Afrikaners wat begin het hiermee, wat gesê het, okay, maar wat as hierdie dollars die ding is wat vir my gaan werk, en ek sal nooit vergeet nie, ek het weer teruggegaan na hom toe, want soos ek vir julle gesê het, ek het 15 ure 15 ure 'n dag gewerk, ek het kos op die rak, het nie teruggesit, ek moes werk as ek vir my kind iets ekstra wou doen, wat beteken ek was ook die mamma wat nie regtig die geld gehad het om met iets soos hierdie te begin nie. En ek was weer terug na hom toe en ek het hom gesê, Here, maak vir my voorsiening hiervoor. As hierdie U-plan is vir wat ek vorentoe moet doen, ek is bereid om dit te leer, ek is bereid om hierdie kans te vat, ek is bereid om U te vertrou, maar U weet ek word voorsiening. Nou toe ek met my egskeiding uitgestap het, het ek ten minste 'n Fortuner gekry en niks meer en niks minder nie. Maar ek het ook gesit met skuldeisers wat begin dreig het om goed uit my huis uit te kom vat en ek het besluit, weet jy, oor my dooie liggaam gaan ek nie toelaat dat dit gebeur nie. En vandag sal ek lag daaroor. Vandag wil ek sê, toe die Here vra maak voorsiening, het ek nooit gedink hy gaan vir my sê gee op, sacrifice a Fortuner, sodat jy weet iets soos hierdie kan doen nie. En ek het die Fortuner verkoop en my skuldeisers stil gemaak. Ek het nie my skuld afbetaal met daai geld nie. Ek het my skuldeisers stil gemaak. Ek het 'n ou prayer karretjie gekry en ek het besluit daai laaste bietjie gaan ek gebruik om met iets soos hierdie te begin. Ek het letterlik, nadat ek gekry het en betaal het wat ek moes gedoen het, R3 op my bankrekening oorgehad. Nou as 'n mamma wat staan en huil het voor koskaste, as 'n mamma wat gesit en huil het in 'n stort, wil ek jou sê, daai R3 wat jy nie eers voor kan swipe, tap of enigiets meer, jy kan dit eers trek nie. Toe ek daai R3 op my bankrekening oorsit, toe sit my hele maag het in my keel gesit. En al wat ek gesê het, Here, nou gaan ek U vertrou. Ek is bereid om op te daag, ek is bereid om te doen wat ek vat, en ek is bereid om die werk in te sit. 6 weke later, toe maak ek my heel eerste dollars as 'n Suid-Afrikaner aanlyn. 3 maande later het ek nie 'n sent skuld op my naam oorgemaak nie. Maar die significance van daai 6 weke merk wat ek begin dollars verdien het, was, ek het my werksure verminder, wat beteken ek het dadelik meer tyd saam met my dogtertjie gehad. Teen week 10 het ek my eerste 6 figures gemaak aanlyn. So ek my dollars wat jy mos maar verruil vir jou rande, en ek was 'n 6-figure earner 10 weke later, en ek het gedink, hoe amazing is dit nie, om kos te gaan koop en niks te hoef terugsit nie. Om my dogtertjie in 'n winkel in te vat en te sê, wat wil jy hê? Ek koop dit vir jou. Om haar te vat om klere te gaan koop en te sê, iets vir jou, wat jy wil hê. Dis die mees amazingste gevoel. En ek breek nie oor hierdie geld nie. Ek wil hê, jy moet vanaand sien wat is moontlik vir jou as vrou, wanneer jy besluit om jouself oop te maak vir nuwe geleenthede. Want 3 maande later het ek nie 'n sent skuld op my naam oorgehad nie. 5 maande later, toe flip ek ons zipcode. Van die bos af, reguit see toe. Ek het altyd gesê, eendag as ek groot is, gaan ek by die see bly. Ek bly vandag nog by die see. Hier agter eintlik, as ek vir julle wys, wil julle sien, ons kyk uit oor die see op 'n daaglikse basis. En elke dag word ek geremind met wanneer jy die Here vertrou vir dit wat hy vir jou wys. Nie een van julle is vanaand hier toeval. Daar's 'n rede hoekom jy moes hier wees vanaand. Daar's 'n rede hoekom Shardy hierdie storie met julle moes kom deel vanaand. Daar's 'n rede hoekom julle van meer, ek is seker daar's nog mammas en nog vrouens wat vanaand hulle wonderwerk met julle gaan deel. Daar's 'n rede hoekom jy is vandag. Step out in trust, vermeerder jou kapasiteit, soos Shardy vir julle gesê het vroeër vandag, en sien wat is eintlik beskikbaar en op die tafel vir julle. Shardytjie, baie dankie. Dankie Cecilia, jou storie is so beautiful en ek hoop dit inspireer elke vrou wat vanaand hier luister, want my woorde was baie keer gewees, ek kan nie dit verstaan hoekom die kinders finansiëel so sukkel nie. Jy gee jou alles, jy dien die Here, jy gaan kerk toe, jy lees jou Bybel, jy lewe regtig 'n rein lewe voor die Here. Jy probeer jou bes, maar finansiëel kry jy net nie kop bo water nie. Dit is asof daar net, elke keer as jy dink jy het asemruimte, dan gebeur daar weer iets. En regtig, dit was nie totdat ek besluit het, Here, ek kan nie meer so lewe nie, ek gaan nie meer wag dat iemand kom red nie, ek gaan my kapasiteit vergroot, dat die Here vir my 'n wonderwerk gedoen het nie. Ek meen, om nou baie vulnerable te wees, ek kan nie sien nie, julle, ek kan nie sien nie, ek kan halfte van die goed wat jy kan doen, kan ek nie doen nie, wat jy as normaal aanhou, om jou dogtertjie se skoolboek oop te maak, of jou kind se skoolboek oop te maak, en te sien hoe hulle werk is, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie vir my dogtertjie nog al ooit 'n storie gelees het nie. Ek kan nie
in my kar klim en ry nie. Ek moet altyd vir my ma of my man of iemand vra, kan jy my winkel toe vat? Daar's soveel dinge wat ek nie kan doen nie, maar ek het net besluit, my sig sal nie my verskoning wees nie. Ek sal my kapasiteit vergroot. Ek sal in geloof uitwaag. En soos Cecilia gesê het, sy het gebid dat die Here voorsiening sal maak om te kan begin in die online wêreld, want 'n mens het 'n bedrag nodig om te launch, omdat jou hele besigheid vir jou opgestel word. Ek het ook nie die geld gehad nie, ek moes dit gaan leen. Maar my uitgangspunt daar was net, ek het nie nou geld nie, so om nou nog minder te hê, is dit nie 'n krisis nie. So ek het in geloof uitgewaag, en ek het binne 4 weke, kon ek daai skuld terugbetaal, en in die laaste 6 maande het ek, as iemand, ek gaan dit weer sê, wat nie kan sien nie, wat 15% sig het ek amper R200,000 gemaak van my foon af. Ek is by elke sportbyeenkoms van my dogtertjie, ek is by my man se rugby games as hy die game blaas, hy's 'n global ref, ek is by elke game daar, ek kan gaan gym wanneer ek wil, ek kan 'n impak maak in vrouens se lewens en regtig sê, weet jy wat, ek het tyd vir jou, want daar's nie hierdie spanning van, ek moet nou iets doen om geld in te bring, ek moet iets doen om geld in te bring nie. Ek kan relax, ek kan winkels toe gaan en gaan goedjies koop wat ons wil hê, en nie net kyk van, kan ek dit bekostig, kan ek nie dit bekostig nie. Maar beste van alles is, ek kan nou, my olie, wat die Here vir my gegee het, wat is om vroue uit die woord uit op te tel, te bemoedig, te leer, dagstukkies te skryf, motiveringspraatjies te doen. Ek kan dit doen en ek kan jou help en vir jou sê, daar's beter vir jou. Moenie bly sit waar jy is nie. Jy's soveel meer werd, waag uit, brei jou kapasiteit uit. Die Here wil vir jou wonderwerk doen, maar hy wag vir jou om daai eerste tree te gee. En ek wil, daar's nog 'n beautiful story wat ek gou met julle wil deel. Dit is Latasha. Latasha het net so 'n mooi storie en ek wil gou hê Latasha moet vir julle vertel wat die Here vir haar gedoen het. Hallo Shardy, hallo julle almal. Gelukkige Vrouedag. Ek hoop julle almal het al 'n beautiful dag gehad en dat julle bederf was. Al was dit, al het jy jouself bederf as jy ook dalk alleenig is. Ja, so my naam is Latasha, ek bly in Port Elizabeth, dis ek en my 2 woefies, en ek het, julle, toe ek met digitale bemarking begin het, dit klink of ons almal dieselfde storie het, maar ons almal begin as gevolg van dieselfde redes. Nee, ons wil verandering in ons lewens maak vir ons families, ons wil 'n ander toekoms hê, en net om vir onsself ook te kan die lewe makliker maak. Nou, ek het vir 17 jaar by 'n internasionale company gewerk, ek het baie goed gedoen, maar ek het die kwalifikasies gehad om te groei nie. Met ander woorde, my salaris het maar net op daai admin posisie gebly. En ek het later baie swaar begin trek, en ek was op 'n stadium so gewees dat ek geweet het, ek moet nou maar my trots in my sak druk, en ek sal nou maar moet gaan vra vir 'n verhoging. Maar ek weet hulle sal dit vir my gee, because I bring value, nee? I knew it. So ek het gegaan en ek het gevra, en dit gaan mos deur baie red tape, en die antwoord kom toe terug. Die antwoord is ja, maar oor 'n jaar. Nou, my moed het in my skoene gesak, want as ek nie vandag brood het nie, of ek het nie krag op my elektrisiteitsmeter nie, en jy sê vir my, ja, sure, ek gaan jou help, nee, maar kom volgende maand, my nood is vandag, ek kan nie 'n jaar wag nie. So toe, ek het baie teleurgesteld by die huis aangekom, en my getroue vriend, my selfoon, gesit en scroll op TikTok, want dit was my enigste entertainment geweest, want dit het my net 'n bietjie wifi gekos, nee. En ek sien toe 'n vroukie raak wat ek actually ken, en ek dink, oh my word, wat doen die vrou op TikTok, nee? Ons was saam op Bybelskool gewees, en sy's nie 'n social media persoon nie. Maar ek hoor toe daai magic words wat sy sê van, jy kan dollars in Suid-Afrika verdien. Nou, ek het op daai stadium eintlik oorweeg, miskien moet ek ook net see gaan. Miskien moet ek ook net alles verkoop, en oor see gaan, en daar gaan werk kry. Ten minste gaan ek dan 'n beter lewe hê. En toe ek hoor,
maar ek kan dollars in Suid-Afrika verdien, so ek kan hier bly by my mense en ek kan dieselfde currency verdien, why not? So ek het ook nie die geld gehad nie, obviously nie. En daai dag wat ek uit game uitgestap het. Ek het eendag, dit was my laaste stand wat ek getrek het julle. Ek het vir my 'n game rekening oopgemaak. Ek het by game vir my 'n trolley vol kruideniersware gaan koop. En ek het elke gaatjie stampvol gemaak. Toe ek by die teller kom en die teller vra vir my cash or card, toe sê ek account. En ek koop daai kos op 24 maande. Nou, ek weet nie wie van julle al op daai posisie was, dat jy op 1 trolley kos op 24 maande gaan afbetaal nie. En toe ek daar uitstap, toe weet ek weet nie hoe gaan ek daai R300, wat ek per maand nou sal moet terugbetaal, eers gaan hê nie, want my geld kom nie meer uit nie. So toe weet ek is in groot moeilikheid, en toe ek daai video gesien het van ek kan in dollars verdien, het ek uitgereik, ek het die vraag gevra, ek het niks verstaan, ek het nie geweet waarvan sy praat nie, het was soos 'n ander taal, al het sy met my Afrikaans gepraat, en toe het ek net gaan bid, en toe het ek gesê, Here, asseblief help vir my, want ek wil nie my huis verloor nie, ek wil nie by my ma gaan bly nie, ek kan dit nie sien dat my ma, wat in haar 60s, laat 60s, toe nou amper 70, wat my ma raak, ek kan nie by my ma gaan bly, dat sy na my kyk nie, dis veronderstel om anders om te wees, ek moet na my ma kyk, en ek het voor die Here gebid, en ek het gevra, as dit sy wil is vir my, ek gaan aansoek doen vir 'n lening by die bank, op 'n kredietkaart wat klaar gemax is. So die kans dat die bank vir my ja gaan sê, is seker 0, maar ek weet, as dit die Here se wil is, dan sal hy geld deurkom. Maar as dit nie is, moet jy dit vir my gee nie. Ek kan nie nog dieper in die skuld gaan nie. Nee? En ek het aanlyn aansoek gedoen, want ek was te vernederd geweest, ek was te skaam geweest om in die bank in te gaan, en hulle sê vir my, o nee, ons weet wat gaan in jou rekening aan, nee? So ek het 'n aanlyn aansoek ingesit, en die geld het deurgekom. Hulle het vir my ja gesê. En dit was amper vir my 'n groter stres geweest, want toe weet ek, okay, die Here sê nou ja, nou hoe nou? Nou moet ek dit doen. En is nou amper soos wat Charlie toe sy gedeel het, toe ek vir haar gevra het, waaroor gaan jou tema gaan, en sy vertel vir my oor die weduwee en die kruike. En toe dadelik gaan sien ek myself nou, as ek daai weduwee met my kruike is, dan ek net daai een kruikie nou gehad. En as ek gaan wag dat daai kruikie nou vol loop, en ek het nie seker gemaak dat daar nog kruike is om vol te maak nie, dan gaan daai wonderwerk ophou. So, ek het die Here vertrou, dat ek gaan snap wat ek moet leer. Want my bekommernis was, sê nou net, ek verstaan het nie, sê nou net, ek weet nie hoe om dit te doen nie, sê nou, ek kry het nie reg nie, dan is ek nog verder in die skuld. En ek het gaan leer, en ek het dit gaan toepas. En stadig maar sekere dinge vir my begin verander. Op 7 weke het ek my eerste aanlyn inkomste in dollars verdien, en ek was in ekstase gewees, want uiteindelik het ek gesien, okay, ek kan dit ook doen. Binne 6 weke het ek my eerste 100,000 verdien, en ek was so geskok gewees, want ek sou dit nooit in my lewe gedink het, dat ek dit sou kon gedoen het nie. En ek het net aangehou om te leer. Ek het baie programme gekoop, en ek het net gesien, hierdie wêreld is, die digitale wêreld, klink oorweldigend as jy nog nooit daarin was nie, maar as jy eers in dit in is, kan jy sien hoeveel geleenthede daar actually is, en jy kan dit toepas op jou lewe. En dis wat vir my so mooi is, dat ek nie iemand anders se voorbeeld hoef te volg, en presies te doen wat hulle doen, en hoe hulle dit doen nie. Ek kan dit op my manier doen, ek doen 'n vreeslike geloofspad met die Here ook, en hy gee vir my so baie idees nie, dat ek baie daar dink, okay, ek dink ek moet nou stadiger, nie, maar daai kruike, elke keer as ek iets nuuts geleer het, 'n nuwe vaardigheid gekry het, iets nuuts begin het, 'n nuwe inkomstestroom create het, was dit nog 'n kruik wat ek neergesit het, wat die Here vir my weer kan volmaak. So ek wil vir jou sê, as jy met jou eerste kruik gaan kom,
Maak seker dat dit ook nie jou laaste ene is nie. Doen hierdie ding saam met die Here. Kry vir jou die perfekte persoon om die pad saam met jou te stap. Kry vir jou iets wat vir jou gaan help om al hierdie vaardighede te leer. En Shardy is so 'n ongelooflike voorbeeld van you're an overcomer. Daar's geen verskoning geldig as jy na Shardy gekyk het nie. Geen verskoning nie. So ek wil julle uitnooi vanaand om verder te luister na Shardy en net hierdie gebedsreis verder te vat. Bring jou kruik, al begin jy klein, bring jou kruik en maak vir jou nog kruike en voor jou oë uitvee. As jy ook so Cecilia wat van Messina aftrek en by die see gaan bly. So baie dankie Shardy dat ek net 'n stukkie kon gedeel het. Ek het so baie wonderwerke wat ek actually kan deel, maar baie dankie daarvoor. Baie dankie Latasha, jy's 'n baie groot inspirasie en jy inspireer my want elke keer as ek op jou links gaan klik en ek sien hoeveel dinge jy al gedoen het, dan inspireer jy my om net groter te droom en nog meer aksie te neem en ook meer kruike vir my aan te skaf. Nou, hierdie aanlyn wêreld is heeltemal anders as wat jy 10-10-1 aangewoond is. Die aanlyn wêreld is besig om completely te verander. Ek is glad nie 'n mens wat al ooit in my lewe die tipe mamma was wat as my dogtertjie haar rapport huis bring, dan post ek dit en ek post dit en daai tand het uitgeval. Ek is glad nie so sosiale media mens nie. Inteendeel, ek het niks daarvan gehou nie want ek was altyd selfbewus van wat as my lewe nie glamorous genoeg lyk nie, wat as die goedjies wat ek post nie goed genoeg is nie, wat as daar tikfoute op my captions is, ek het soveel dinge gehad met insecurities en die aanlyn wêreld om geld te verdien is glad nie so nie, dit is heeltemal anders. Jy kan letterlik opdaag as jouself. Inteendeel, ons encourage dit eintlik, want jy moet uitstaan sodat mense met jou kan connect, mense van jou kan hou, jy hulle vertroue kan wen. En ek wil gou vir jou in 3 stappe net verduidelik hoe die aanlyn wêreld is. Ek gaan nie vanaand hopeloos te veel uitbrei en jou oorweldig oor ons program nie. Wat ek eintlik net wil doen is dat jy vanaand besef, jy is goed genoeg, jy kan dit doen en die Here gaan vir jou 'n pad oopmaak as jy die eerste tree gee. So, die aanlyn wêreld bestaan uit 3 dele. Jy moet 'n digital product hê. 'n Digital product is enige iets soos ietsie wat jy met 'n e-mail of 'n WhatsApp kan stuur of 'n subscription soos Netflix. Selfs Uber is 'n digital product want jy bestel dit van jou foon af. Checker 6060, as jy by iemand 'n e-boek koop, 'n liedjie, Spotify, al daai goeders is digital products. So die possibilities in daai lyn is endless. En dan het jy 'n discovery method nodig. Nou jou discovery method is social media. Dis hoekom ons post op social media, want dit is gratis en dis 10-10-1 hoe jy gesien het, ons het vanaand 'n webinar. En dis ek vir jou en iemand anders, wie ook al jou genooi het om vanaand hier te wees, het vir jou gesê, gaan klik op daai link, jy het jou e-posadres ingesit en jy het die Zoom link ontvang vir die webinar. Nou daai goedjies, as dit opgestel is, gebeur dit outomaties. Met ander woorde, as jy die werk ingesit het, jy het klaar jou digital product, jy het jou links en jou e-mails is opgestel en jy post op social media. Sien mense jou video's, hulle klik op jou links, hulle kry die e-mails en hulle sien jou produkte. Dis hoe eenvoudig dit is. Dit is wel, ek moet sê, dis wel nie altyd maklik nie, want nou het jy nie 'n baas nie. So jy moet self opdaag, jy moet vir jouself sê, ek moet vandag post, of ek nou so voel of nie. As jy siek is, jy moet 'n plan maak met jou post. Maar as jy dit konstant doen en mense aan jou vertrou, kan jy in hulle lewens begin inbou met serving. En hierdie is dan glad nie selling nie. Want 10-10-1 het jy self op die video afgekom. Niemand het jou gesê of na jou toe gekom en vir jou gesê, hoorie, daar's 'n webinar vanaand, jy moet hierdie bywoon. Niemand het vir jou aanhou boodskappe stuur en vir jou gesê, "Yes, jy moet na hierdie kyk en hierdie kyk." Ons word geleer om gracefully te
te wees wie ons is en mense te serve. Hulle sien wat jy kan bied, hulle connect met jou en hulle kom na jou toe. Hulle reik uit na jou toe. So dit is magnetic sales. Nou in hierdie proses wat ons almal nou aanlyn gelaunch het ons almal gelaunch met DMS, wat staan vir Digital Magnetic System. Nou dis ook uit 'n kind van die Here se hart uitgebore. Ons CEO Lisel, sy is 'n voorbeeld vir ons in elke opsig. Sy is 'n ongelooflike mentor, kind van die Here, passievol, wat ons almal so net absoluut, ek wil dit nou in Engels sê, she calls us higher. Elke keer as jy met Lisel in aanraking gekom het, as jy training by haar gekry het, dan voel jy net, jessie, jy klim 'n trappie, en jy klim 'n trappie, en jy klim 'n trappie. En sy het dit vir elke liewe mamma onder hierdie son moontlik gemaak om 'n digitale besigheid te kan begin. So as jy die eerste tool gee, ons het 3 pakkette. Stelmy gaan gaga net vir julle die 3 pakkette wys. Sy gaan ons screen share. Stelmy, is jy reg vir ons? Gaan jy sommer gaga vir ons vertel? Stelmy? Ek het, Sal jy unmute? ja, ek het nou gaan, kan julle my hoor? Yes, ons hoor jou, dankie. Okay, ek het my skerm bietjie verloor, so ja. Kan julle my skerm sien? Kan julle in die chat of Yes. my skerm kan sien? Ja, ons kan. Yes. Perfek. Okay, dat ek net weer my Canva kry. Ag, man. Okay, so Charlie, wil jy hê ek moet die 3 pakkette verduidelik? Ja, jy kan net kortliks sê die 3 wat beskikbaar is, net so in so 3 minute en dan sal ek weer oorvat by jou. Geen probleem. Okay. So ons DMS Pro, dit is ons, as ek dit so kan stel, ons crème de la crème program. Dit is as jy regtig net van die begin af wil begin met ongelooflike bystand, baie resources. Jy kry 12 ekstra inkomstestrome, jy kry content wat elke maand vir jou geskryf is wat jy kan gebruik. Dit is regtig 'n briljante program om mee te begin. Hy is $1,197. Dit werk jou uit op so R20,000. En as jy regtig al hierdie optel en dit self wil doen, jy moet self jou websites bou, want dit is wat DMS ook nog beter maak, is jy kry jou website klaar vir jou gedoen. Jou sisteme word vir jou op 'n skinkbord basis gegee. So dit maak dit baie meer geriefliker om te launch in die online space. En dan ja, so dit is sy prys en dan het hy $75 aktiveringsfooi. Van die mense moet jy goedjies vir jou voor die tyd opstel, jou professionele e-pos, jou domein. Daar is 'n payment plan teen $450 vir 3 maande en dan natuurlik die $75 wat nou maar net bykom. Dan het ons 'n startertjie. Hy werk uit op so R9,000. Dit is as jy regtig net jou as jy die waters wil toets, die online wêreld net bietjie wil toets. Jy kry 6 ekstra inkomstestrome. Ook baie goeie hulp en baie goeie resources, as ek dit so kan stel. Ja, dit is ons middelste enetjie en dan het ons die Launch Accelerator. Hy werk uit op so R3,000, dis $197. Hy het ongelukkig nie 'n payment plan nie. Jy betaal hom once off en dit is ook as jy ook net jou tone in die water kan dip, as ek dit so kan stel. Okay, ja, dan gaan ek gou hierso op hy share. Okay, Charlie, Okay, nou. Wil jy hom nog share? Ekskuus. nee, ek is klaar. Jy kan aangaan. Okay, ekskuus. Nou, ek wil
Ek is mal daaroor as mense aksie neem. Ek is 'n aksiemens, al is ek hoe bang. Ek kry myself altyd in hierdie situasies wat ek soveel aksie neem, dat ek dink, oh my saal, waarin het ek myself nou alweer gekry, en dan moet ek dit net doen, al is ek hoe bang. Nou DMS was een van hulle. Ek het my eerste week, het ek nogal lekker gehuil, want ek kon nie alles sien nie, en ek het met Taya my ma gekry om langs my te sit, en nou is ek soos, ag serieus, hoekom het jy so gehuil? Dis glad nie eers moeilik nie, maar ek was so gestres dat ek nie alles gaan sien. Maar jy kan sien, so jy het niks om oor te worry of oor bang te wees nie. Maar ek wil vir jou sê, ek is mal daaroor dat jy aksie geneem het om vanaand se webinar by te woon. So ek het vir jou 'n free gift aan mekaar gestel. Dit is skrifte wat ek persoonlik uit die Bybel uit gaan haal het rondom God se guns oor jou lewe. Ek het so gemaak dat jy dit persoonlik kan maak. Jy kan jou naam daar gaan inskryf, jy kan dit uitprint, jy kan dit op jou foon hou, jy kan dit elke dag vir jouself lees vir jou lewe, sodat die Here se guns regtig jou sal agtervolg, oorweldig en vooruit sal gaan. So dis regtig my gebed dat die Here jou 'n finansiële wonderwerk sal gee. Dis hoekom die tema is haar wonderwerk. Maar dit is vandag in jou hande. Jy kan bid tot jy blou is, maar die Here wag vir jou om aksie te neem en jou kapasiteit groter te maak. En ek het dit in hierdie week so mooi gehoor. Iemand het gesê, die besluit wat jy vandag neem, maak die appointment in jou toekoms. So as jy 'n afspraak met jouself wil hê in jou toekoms vir 'n beter finansiële voorspoed, vir beter finansiële omstandighede, dan lê die besluit nou in jou hande. En jy is vanaand genooi deur 'n spesifieke persoon. As jy meer inligting van DMS wil hê, gaan terug na daardie persoon toe, reply op die e-mail wat jy ontvang het met die Zoom link, of as hulle jou uitgenooi het met 'n WhatsApp, stuur vir hulle 'n WhatsApp en sê, stuur asseblief vir my Lisel, wat ons CEO is, se webinar. Daar's ook webinars in Afrikaans beskikbaar as jy dit wil kyk, en ook maak 'n afspraak met die persoon. Vra vir hulle al die vrae. Jy kan met liefde uitreik vir 'n one-on-one en hulle sal al jou vragies vir jou beantwoord. Maar moenie toelaat dat vrees jou weghou van die toekoms wat die Here vir jou beplan nie. Daar's 'n skrifgie in die Bybel, ek kan nie onthou wat dit is nie, maar die Here sê, go and do the work. In jou going sal jy krag ontvang en sal jy die mens word wat die Here jou gemaak het om te wees. But the responsibility is yours. It's up to you to figure out who you are in Christ and what you can do to serve other people. Hierdie is nie selling nie, dit is serving. En vanaand het jy nou gehoor, dis nie per toeval dat jy hier is nie. En elkeen van ons is deur daai serieus finansiële krisis. Maar ons het net in geloof uitgewaag en die Here vertrou en ons kapasiteit heeltemal verbreed. Mag jou aand verder ongelooflik wees. Baie dankie dat jy vir ons geluister het. Dis regtig vir my so groot voorreg om te weet dat jy hierdie uur opgeoffer het om saam met ons te kuier, en Happy Women's Day, en mag jy die Here se seën hierdie week beleef, mag alles voorspoedig wees waaraan jy raak, en mag jy braaf wees om aksie te neem vir jou finansiële toekoms. Dankie.